dankie daarvoor. En ek sê altyd op 'n nagmaaloggend, hierdie tafel is nie Westland Herlewing se tafel nie, maar dis die tafel van die Here Jesus. En hy het gesê ons moet dit dikwels doen, so dikwels as wat jy kan, moet ons dit doen. Nou vra ek vanoggend vir jou die vraag, wat sien jy op hierdie tafel? Kom aan. Antwoord my, is iemand wat sien jy? Jy sien? Suurlemoene en rose. Goed. Jy's reg, jy's heeltemal reg. Maar daar's iets wat pertinent uitstaan. Kleure. Iemand het gesê kleure. Geel en blou. As jy nou nader kom, gaan jy sien dat hierdie bakkies is heeltemal blou aan die binnekant. Almal van hulle. Geel en blou. En in die woord van die Here is dit so, dat kleure altyd gebruik is. Daar's 12 stamme gewees, en elke stam het sy eie kleur gehad. Is jy bewus daarvan? Daar word baie in die Bybel verwys na kleure. En elke stam het 'n edelgesteente gehad, en die hoofpriester van daai stam het die edelgesteente in sy borswapen gedra, of dit nou 'n smarag, of wat ook al 'n safier was die steen daar gewees, en hy is uitgeken aan die kleur. En nou vanoggend is die 2 kleure waaroor ek met u wil gesels. Die eerste kleur is die blou kleur. Blou, hierdie bekers is blou, die bakkies is blou, en die blou staan vir genade. Genade van bo, halleluja. Jy sien, want dit is sy genade. As ek nou hierdie brood vat, dit was genade wat sy liggaam so vir my en jou gebreek is. Genade, God se genade, sy genade oor jou. Genade, dis genade dat sy bloed vir jou gevloei het. Sy bloed, die kosbare bloed van die lam, waaroor pastoor Michael bedien het. Ekskuus tog, sy bloed, wat vir jou gevloei het. Die bloed van 'n Nuwe Testament. En Jesus het gesê, deur sy liggaam is ons dalk genees. Is dit so? Nee, deur sy liggaam is ons definitief genees. En deur sy bloed is ons dalk gereinig van alle sonde? Nee, ons is gereinig van alle ongeregtigheid en alle sonde. Sy bloed, genade. Dis genade dat hy elke druppel bloed uit sy liggaam geledig het vir jou en vir my. Dis genade, halleluja. En vanoggend is daar genade op hierdie tafel, want hy het die prys betaal deur sy liggaam en sy bloed wat vir jou gevloei het. En dan kom ons nou by die geel gedeelte. Nou vir my baie en aardig, as ek nou hierdie ouetjie vat, byt hom, hy suur. Hy is nie lekker nie. Kyk of jy kan cricket speel. Jy kan. Suur. Hy suur, maar waarvoor staan die geel? Kom aan, waar is die slim ouens? Feesvieringe. As daar 'n slag geslaan is en hulle het gewen, is daar feesvieringe gedoen en hulle het vlae gewaai en dit was altyd geel vlag want hulle het oorwinning behaal. En vanoggend is hier 'n geel vlag wat waai vir oorwinning wat behaal is op hierdie tafel. Halleluja. En hoe hou ons feesvieringe? Met 'n vlag kan ek fees vier. Halleluja. En as ek nou vir party ouens sê, dis tyd vir feesvieringe, dan staan hulle nou, dis joune. Nou is hulle besig om die Here te verheerlik, nee. Ons kom ons kerk toe vir feesvieringe, om die naam van die Here groot te maak. Nou is hy besig om fees te vier. Steek op jou hande. Come on. Is dit 'n lofprysing? Lofprysing en feesvieringe gaan saam hand aan hand. Nou is ek besig met 'n lofprysing voor die Here.
Rig op heilige hande. Nie slap hande en slap hakskinkies nie. Hoe loof ons nog die Here? Met 'n gejubel en 'n gedans, halleluja! En dit is hoe ons na die tafel van die Here toe moet kom, want hier is ons redding, verlossing, genesing, blydskap en vreugde op hierdie tafel, halleluja! Deur sang, ons het lekker saam gesing en die naam van die Here groot te maak. Ons moet tafel toe kom met 'n gejubel en 'n gesing om sy naam groot te maak. Hoe prys ons nog die Here? Met 'n klap van hande. Met die opheffing van my stem teen te skree, halleluja, prys die naam van die Here, loof die lewende koning, halleluja. Maar ons doen nie lofprysing soos wat ons moet nie. Pastoor Michael het bedien en ek wil nou nie weer preek nie. Maar ek het net hierdie kort gedagte wat ek by jou los. Genade en lofprysing en aanbidding gaan hand aan hand. Want ons moet dankie sê vir die genade wat ons pad langs gekom het. Halleluja. Die orkes gaan vir ons iets mooi speel. En ek wil vra dat die vanoggend dieself gaan bedien by die tafel. En mamas, help julle kinders, julle bedien julle kinders. Papa, bedien jou gesin saam. Dan kry julle 'n broodjie en 'n kelkie. Jy sal sien die broodjies is afsonderlik. So jy gaan nie mors nie. En die kelkies is afsonderlik. Jy gaan nie mors nie. Dan vat julle dit. Dan staan julle in 'n kringetjie. Sê jy, dankie Jesus vir die genade. Dankie dat jy my pad langs gekom het. Here Jesus, dankie vir die bloed wat vir my en my gesin gevloei het. Here Jesus, maar ek wil 'n lofprysing bring en 'n dankbare hart teenoor U oprig, want U is die God wat dit vir my gedoen het. Halleluja. Kom bedien Uself, U is baie welkom.